Goeiedag almal. Ek glo dat die volgende gedeelte in die woord van die Here 'n baie belangrike gesprek is wat hy met elkeen van ons wil voer. Deuteronomium 28 vers 1. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Nou hierdie woorde, as jy dan goed luister. Die as jy is die Hebreëse woord im. En is baie belangrik om te weet wat dit beteken. Dit is die Here self wat hier met ons praat. Dis nie 'n dominerende, waarskuwende uitroep nie. Dit is 'n hartsbegeerte van die Here omdat ons welstand en ons voorspoed vir hom baie belangrik is. Dit is 'n hartstogtelike uitnodiging im wat die Here aan elkeen van ons rig. Hy gaan verder en sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God. Nou hierdie woorde, goed luister, is die enkele Hebreëse woord shama, wat beteken om intelligent, om beplant, om oordeelkundig en profeties te luister. Die uitdrukking die stem van die Here jou God is in Hebreëus kol Yahweh Elohim, wat duidelik die hartsbegeerte van die Here vir ons uitspreek. Dit is so belangrik dat die Here self emosioneel uitroep en sê, Shama, Kol, Yahweh, Elohim. Ja, die Here se hartsbegeerte vir jou in 'n nederdop vind ons in Jeremia 29 vers 11 tot 13. Want ek weet watter gedagtes ek aangaan na jou koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal jy my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na jou luister. En jy sal my soek en jy sal my vind, as jy na my vra met jou hele hart. Hy gaan aan en hy sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou. Hierdie woorde sorgvuldig te hou, is in Hebreëus die woorde shamar asa, wat beteken om iets baie belangrik te bewaar, om dit te bewaak, om dit op te pas, om dit jou eiendom te maak, en dan die kompas van jou lewe te maak. Nou wat is hierdie iets wat baie belangrik is, wat ons moet bewaak, en die kompas van ons lewe moet maak? As jy goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie. Nou die woord gebooie is mitzvah in Hebreëus, wat in hierdie konteks dui op 'n konstitusie wat tot ons voordeel opgestel is. Dit is sekere ordelike, neergelegde reëls of voorskrifte wat gevolg moet word, sodat sekere magte en voordele tot jou beskikking gestel kan word. En dit gee jou die mandaat om iets te doen en of om iets te ontvang. Is dit nie wonderlik nie? Nou wat is hierdie mandaat wat die Here aan ons gee? Deuteronomium 28 vers 2. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en dit sal jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Nou hierdie woordjie seëninge is beraka in Hebreëus, wat dui op alles wat emosionele, fisiese, geestelike en materiële voordeel vir jou kan inhou. Deuteronomium 28 vers 11, en die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee. Ag, kom ons kies vandag om te doen wat die Here sê ons moet doen. Kom ons gryp dit vas met albei hande en druk dit vas, styf teen ons vas. Deuteronomium 30 vers 19 sê die Here vir jou, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Here, baie dankie, dat ons hierdie keuse kan maak, dat U ons sal seën in alles wat ons doen. Amen.